Goeiemôre almal en baie welkom by vandag se huiskerk. Net eers 'n vinnige afkondiging. Ek wil jou uitnooi om op Vrydag aand 6 Maart saam met ons te kom kuier by ons gemeentebraai. Ons gaan sommer net 'n lekker saam kuier, daar gaan iets wees vir die kinders, daar gaan vure wees en daar gaan bykosse wees. So al wat jy bring is jou iets om te braai en jou eie drinkgoed. En kom kuier net saam met ons, luister saam musiek en ons geniet net die aand saam. So jy is baie welkom. Dit is van so 5:30, 6:00 se kant af. Vrydag aand 6 Maart. Maar terug na vandag. Kom ek lees vir ons vandag se teksgedeelte. Ons lees saam met Lukas 10 vers 25 tot 37. Baie bekende teksgedeelte. En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en hom gevra: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf?" Jesus sê toe vir hom: "Wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar?" Hy het geantwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." "Jy het reg geantwoord," antwoord Jesus hom. "Doen dit en jy sal leef." Maar hy wou homself regverdig en het toe vir Jesus gevra: "En wie is my naaste?" Hierop het Jesus toe geantwoord: "'n man het van Jerusalem af gegaan na Jerigo en is deur rowers oorval. Hulle het sy klere uitgetrek, hom geslaan en toe weggegaan en hom half dood agtergelaat. 'n Priester het onvoorsiens met daardie pad langs afgegaan en toe hy hom sien, het hy aan die ander kant verbygegaan. En net so ook 'n leviet by die plek aangekom en toe hy hom sien, het ook hy aan die ander kant verbygegaan. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom gegaan, sy wonde verbind en olyfolie en wyn daaroor uitgegiet. Toe help hy hom op sy eie rydier, neem hom na 'n herberg en versorg hom daar. Die volgende oggend haal hy 2 denarius uit, gee dit vir die herbergier en sê: "Versorg hom, en wat jy ook al bestee, sal ek jou betaal wanneer ek terugkom." Wie van hierdie 3 dink jy was 'n naaste vir die man wat hierdie rowers oorval is? En hy het geantwoord: "Die een wat ontferming aan hom betoon het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan, maak jy ook so." So hierdie bekende storie het 'n paar karakters met wie ons kan identifiseer. Daar's die arme man wat aangeval en beseer was. Daar's die leviet en die priester wat verbygestap het en net verby en nie gestop het nie. Daar's die Samaritaan wat wel gestop het en die man gehelp het. En dan is daar ook die eienaar van die herberg wat uiteindelik die man versorg het. Nou een ding wat al hierdie karakters in gemeen het, is dat hulle almal se lewens word onderbreek deur die beseerde man en hulle moet dan besluit hoe hulle daarop gaan reageer. Nou oor die jare het ons mos gehoor by dominees en sonnaskool tannies en ooms dat ons nie soos die priester en die leviet moet wees wat net verbygestap het nie. Ons moet wees soos die Samaritaan wat gestop het en die man gehelp het. Maar toe ek nou weer hierdie week besig geraak met hierdie storie, toe het ek vir die eerste keer 'n bietjie simpatie gehad met die priester en met die leviet. Ek kon 'n bietjie met hulle identifiseer op grond van iets wat met my gebeur het verlede week. En ek dink ek neem hulle nie kwaadlik dat hulle nie gestop het nie as gevolg daarvan. So verlede week het ek hier in Koeberg weggery op pad huis toe en ek sit toe vas in die verkeer. Ons het eintlik maar stil gestaan in die verkeer. Ek was in die linkerbaan, so langs die sypaadjie, en my 2 voorste vensters van die bakkie was net so eentjie oop, net so 2 cm oop, sodat daar so 'n liggie deur die bakkie kon trek. En terwyl ek so in die verkeer sit, toe kom klop iemand aan 'n man aan my venster, en ek sien hoe kyk hy rond hier in die bakkie, en hy sê: "Maar asseblief kan ek hom hospitaal toe neem, want hy is beseer." En hy probeer die bakkie se deur oopmaak. Nou gelukkig was die deur gesluit, so hy kon toe nie die deur oopmaak nie. En ek kyk hom so en dit lyk nie vir my baie beseer nie, en ek sê toe vir hom: "Nee, ek gaan nie dit kan doen nie." En gelukkig op daai oomblik toe beweeg die verkeer vorentoe en ek kon toe vorentoe ry en ek sien toe hy wegstap. En na die tyd toe dink ek nou daaroor en ek besef toe, maar dis nou baie sleg dat ons in 'n wêreld leef waar ons bang is om iemand te help, want ek was bang in daai oomblik toe hy hier in my deur klop. En daar's goeie redes vir ons om bang te wees in sulke situasies,
Want ons almal het al gehoor van smash and grabs in die verkeer. Ons het gehoor van mense wat aangeval is, wat selfs gesterf het as gevolg van sulke aanvalle in die verkeer. So ons glo nie meer mense as hulle so vir ons kom hulp vra nie. Ons is bang as mense dit kom doen. En dis die wêreld waarin ons leef. En ek het begin dink daaroor en gedink, maar miskien was dit die geval met die priester en die leviet ook. Hulle het gestap op hierdie pad, en die pad tussen Jericho en Jerusalem was maar 'n baie gevaarlike pad. Dit het 'n slegte reputasie gehad. Daar was plekke op die pad waar dit baie nou was. Daar was baie rotsagtige dele en bosse, en op baie plekke waar rowers kon wegkruip. So ek neem nie die priester en die leviet kwaadlik as hulle dalk bang was om hierdie ou te help nie. Soos wat ek was daar in die verkeer nie. Of dalk het hulle gedink, dis die ou se eie skuld dat hy daar lê. Want hy het moes geweet dis 'n gevaarlike pad, hy moes versigtiger gewees het. Daar moes daai uitdrukking, not my monkey, not my problem. So dalk was dit hoe hulle gevoel het, dis nie my probleem nie. Hy moes van beter geweet het. Nou as ons iemand so kan label, as ons die slagoffer kan blameer, as ons bang is in daai oomblik, dan is dit baie maklik om nie 'n naaste vir iemand anders te wees nie. En soos ek gesê het, ek gaan niemand kwaadlik neem as hulle so voel nie, want ons leef in 'n wêreld wat dit moeilik maak om 'n naaste vir iemand anders te wees. Maar kom ek gaan gou eers terug na die begin van hierdie teksgedeelte toe, voor Jesus die storie vertel het. Jesus vertel die storie nadat 'n wetskenner vir hom die vraag vra, wie is my naaste? Nou 'n wetskenner was iemand wat die Joodse godsdienstige reëls en wette baie goed geken het en bestudeer het, en dit was ook sy taak om te kyk dat mense daaraan voldoen, dat hulle dit uitvoer. So die godsdienstige wette het onder andere bepaal wie hulle naaste is, wie die Jode se naastes is. Dit het bepaal met wie hulle mag meng en nie mag meng nie, soos die Samaritane. Die Joodse godsdienstige wette het bepaal dat hierdie Jode mag nie met die Samaritane meng nie. Hulle het die Samaritane as benede hulle gesien en as vyande beskou. So die wette het grense tussen mense geskep. So die vraag wat die ou dan vir Jesus vra is om vir Jesus te toets. Want hy wou weet of Jesus weet wat die grense is. Maar in sy antwoord met die storie wat hy vertel, swaai Jesus dit eintlik heeltemal om. Trouwens, Jesus antwoord nie eintlik die vraag nie. Want met die storie sê Jesus, dit maak nie saak wie jou naaste is nie. Wie jou naaste is op die einde nie die punt nie. Die punt is jy reg om 'n naaste vir iemand anders te wees? So die storie gaan meer oor ons identiteit as gelowiges. Dit gaan oor die vraag, wie is jy? Is jy 'n naaste vir ander mense? Is ek 'n naaste vir ander mense? Kom ek vertel gou 'n ander storie. Dit is 'n storie wat Colleen die week vir my vertel het toe ons bietjie oor die teksgedeelte gesels het. Sy vertel dat sy moes onlangs vinnig in die winkel ingaan en sy het gestop by die winkel in die parkeerplekke daar naby die ingang van die winkel tussen ander karre, en sy is gou in die winkel in, het haar goed gekry en toe kom sy terug en sy klim in die kar en sy is net mooi reg om te ry. Toe sien sy langs haar staan 'n kar, nogal 'n groter, fancierige kar. En daar's twee jong manne in die kar, maar hulle sukkel om die kar aan die gang te kry. As hulle die sleutel draai, dan maak dit net so klik. En Colleen sê, dink toe, maar jy weet, sy was al in baie sulke situasies wat 'n kar nie wou vat nie. En sy weet hoe sleg dit is vir 'n mens as daar niemand is wat jou wil help nie. So sy klim toe uit, sy gaan na die twee jong manne toe en sy vra vir hulle wat die probleem is. Hulle sê maar hulle kry nie die kar in die gang nie. En sy sê dis waarskynlik die battery, het hulle jumper leads. Hulle sê toe ja, hulle het jumpers, maar hulle weet nie hoe dit werk nie. Hulle verstaan nie hoe die goed werk nie. Nou Colleen is mos nou Nick se dogter, so sy ken sulke goed. So sy vat toe die jumper leads en sy koppel dit en hulle doen wat hulle moet doen en na rukkie toe vat die kar. En sy gaan kyk toe sommer na hulle battery en na die datum op die battery en sy sê vir hulle, maar weet julle gaan hierdie battery moet vervang.
En hulle sê dit is reg en hulle kan ry en hulle is so dankbaar dat hulle haar sommer 'n drukkie gegee het. Sien, Colleen was in daai oomblik 'n naaste vir iemand anders. Nou dit het gehelp dat dit daar in 'n parkeerterrein was waar daar ander mense ook was. So sy het veiliger gevoel om dit te doen as wat ek gevoel het om daai ou in die verkeer te help. Maar daai twee jong manne in daai kar het Colleen se lewe onderbreek, net soos wat die beseerde man op daai pad dit gedoen het, en sy het hulle gehelp. So ja, die realiteite van ons wêreld maak dit moeiliker vir ons om 'n naaste te wees vir iemand anders. Maar daar is tog ook tye wat ons dit wel kan doen. Al is dit net om iemand te bemoedig wat bemoediging nodig het, of iemand wat uitgesluit word nader te trek, of om iemand wat jumper leads nodig het te gaan help. So dis die waarde van vandag se tema, die Bybelse waarde wat vir ons help om te leef in 'n onstuimige wêreld. Wees 'n naaste vir iemand anders. Kom ons bid saam. Here Jesus, U ken ons harte. U weet hoe maklik dit vir ons is om verby te gaan, verby nood, verby ongemak, verby mense wat ons dag onderbreek. En ons is moeg, Here, soms oorlaai, soms bang, soms net gefokus op ons eie oorlewing. Maar Here, bewaar ons van 'n harde hart. Bewaar ons van 'n lewe wat net oor onsself gaan. En wanneer ons klein begin, met 'n woord, 'n gebaar, 'n oomblik, gebruik dit, Here, vir mense, vir meer as wat ons kan sien. Help ons om 'n naaste vir ander te wees. Ons bid dit in die naam van die een wat ons naaste geword het. Amen.